Ekskuus tog vriende, goeienaand. Ons wil eintlik net, ja Tannie, dis presies wat ek ook nou wil sê, ek dink mense sit in die verkeer vas. So stel, jy kan maar nog so vir so paar minute net in stemming bring, dis goed, want hier kom nog 'n klompie aan. Ek weet nie wat in ons dorp aangaan vanaand nie, maar daar's 'n redelike verkeersknoop. Goed. Goed, goeienaand almal en
aan elkeen van die baie welkom van my en Lambert en ons Noordkerk vriende, maar julle weet mos, julle is in Weskerk altyd welkom in julle eie gemeente, so dit hoef ek nie eers te sê nie. En dan is ons so 'n klein bietjie laat as gevolg van verkeer, en ek het vir Lambert gesê, ek wonder of daar nie 'n klomp mense kerk toe kom vanaand nie, toe sê hy, nee, ongelukkig, lyk dit nie vir ons so nie, maar nietemin, die wat nog inkom, en moenie in die koue bly staan nie, jy is baie welkom hierso. Goed, ons gaan begin met ons voorsang, ons gaan begin met Vlam 92, en dan vat ons hom so een vir een, vat ons hom. Dit was van hier af sommer wonderlik geweest om te hoor. Is vir my altyd lekker om saam met julle te sing. So, lied 192 gaan ons volgende lied wees. So
Goed, ons volgende lied is lied 438. Ja, lied 438. Baie dankie, Estel. Ek sê altyd op 'n Sondagoggend by die laaste lied ons kan staan, maar ek het 'n vermoede ons staan reeds. So dan kan ons seker sit, maar ek wil tog hê jy moet staan. So kom ons sluit dan hierdie gedeelte van die erediens af met lied 258. Baie dankie, Estel. Baie dankie Reggie. Goeienaand, baie welkom. Die van julle wat die verkeer getrotseer het, welkom hier vir julle jongspan. Baie welkom vir julle ook.
as daar nog van die kinders is, maar ek dink hulle is nou so fiks en ingeoefen om hier voor te sit, dat ek gaan sommer nou met julle die reëlings tref, as julle gaan nou moet roep, maar julle moet sommer na die tyd, sonder om nou oor iemand te val en iemand vas te hardloop, vir julle aktiwiteite gaan haal. Maar ons kyk vir die poppekas. Goeienaand maatjies. Het julle ook so in die verkeer gesit op pad kerk toe? So dit was dan baie erg jong. Gaan dit verder goed met julle? Dit gaan baie goed, dankie. Ek is bly is vanaand weer so baie van julle. En dankie dat julle julle mammas en pappas ook saamgebring het, hoor. Maar julle is mos nou nie om vir my te kom luister nie. Dink julle ons moet vir Anna Pop roep? Goed, ek gaan 3 tel, dan roep ons so. 1, 2, 6. Nee. 1, 2, 3. Anna Pop. Kom ons roep weer. Anna Pop. Nog 'n keer. Anna Pop. Totsiens maatjies. Hey Anna Pop, ek so bly om vir jou te sien. Ou tannie Frida staan daar by die winkel en sy moet huis toe loop met 'n klomp pakkies. Ek het toe vir haar gesê, ek sal haar enige tyd help dra en ek sal nog iemand kry om te help. Sal jy asseblief kom help? Natuurlik sal ek. Hier kom ek. Waar was jy, Anna Pop? Ek het vir jou gewag om te help, maar toe loop ek maar 2 keer om al die pakkies gedra te kry. Ek is jammer, Wessie. Jy sien, ek kon nie vinnig genoeg beweeg nie, want ek moet hierdie groot Bybel oral saam met dra en ek het ook nie oop hande gehad om te help dra nie. Maar hoekom moet jy die Bybel oral saam dra? Ek verstaan. Goed, kom ons probeer dan die Bybel aan jou vasmaak, sodat jou hande steeds oop is. Dis nou 'n slim plan. Okay, wat sal ons eers probeer? Ek het 'n idee. Wat van sellotape? Ek gaan haal gou.
Hierso. Kom ons plak dit vas. So. Werk dit? Wag net bietjie. Hou stil daar. Okay. Kom ons kyk. Wag, ek het 'n ander idee. Kom. Lekker prit. Ons plak dit vas met hierdie prit. Kom ons kyk. So baie prit aansit. Ek is seker die gom sal werk. Kom Kan ek jy ons werk? kyk. Werk dit, Wiesie? Kom ons kyk. Ag. Nee, ook nie. Die Bybel is te swaar. Wat van ons kap die Bybel met hierdie spyker aan jou vas. Asseblief nie. Ja, kan jy miskien nie die spyker nie, dit gaan seker seer wees. Goed, wag, ek het 'n laaste idee. Wag net bietjie. Jy gaan nie af van nêrens gaan met daai swaar Bybel nie. Ek weet nie. Ek sal maar met my Bybel moet rondloop. Hierdie moet werk. Ons stapel dit aan jou vas. Nee. Ek gaan weghardloop. Nee, Anna-Pop, moenie weghardloop nie. Maar wat kan ons doen? Ek weet nie. Ek sal maar met die Bybel moet rondloop. Maar Anna-Pop, as jy die Bybel vashou, kan jy in elk geval nie die regte dinge doen nie, want jou hande is te vol om iets te kan doen. Ja, dis baie waar. Hoe kry jy dit dan reg om die regte ding te doen, Wessie? Ek kry dit ook maar nie altyd reg nie, maar ek bid en ek vra vir Jesus om my te help. En dan vra ek die Heilige Gees om my te lei. Dan, wanneer ek weet hy lei my lewe en my optrede, dan weet ek dat ek net vir hom kan vra of iets reg is en of dit verkeerd is. So jou hande is nooit te vol om mense te help nie. Nee, want hoe kan ek dan in elk geval mense help? Ek kort my hande om hulle te help. Dis baie waar. As ek my Bybel vashou, kan ek vir niemand help nie. Ek moenie so bang wees om iets nie reg te doen nie, want Jesus is mos altyd by my. Hy is nie net by my as ek my Bybel lees nie. Dis reg. Hy is altyd by ons. En dit is hoekom ons altyd sy liefde met ander mense moet deel. Ja, kom ek sit nou my Bybel neer, sodat my hande oop kan wees om mense te gaan help, soos wat Jesus sou doen. Kyk, Wessie, ek kan nou mense help. Kom ons gaan soek iemand om te help. Ja, nou Bob, kom ons gaan. Maar wag, ons moet net eers die maatjies groet. Tata julle, Tata maatjies, dankie vir die saamkuier. sien julle môre. Julle het klaar afskeid geneem. Nou moet julle vir julle aktiwiteite gaan haal asseblief. Een van daai lertjies en dan gaan sit jy by jou mamma en pappa. Goed.
Goed vriende, ons gaan so 'n bietjie verder met die onderwerp of die tema van die week. Die Here se uitnodiging in hierdie lewe van geluk, hierdie moontlikheid om waarlik geluk te vind. Ons het nog so vanaand en môre aand en dan sal ons iewers in die toekoms sal ek tog voel mens moet die laaste gedeelte van hierdie kosbare teksgedeelte verder ondersoek. So vanaand onder die tema steeds jy kan regtig gelukkig wees, gaan ons stil staan by die vers wat vir ons wil sê, mense is gelukkig of geluk word vir jou ontsluit wanneer jy honger en dors na geregtigheid. So met dit in gedagte, wie Chris, ek gaan die video los. Dis gaan nie nodig wees vanaand om dit te wys nie. Kom ons sluit die oë en dan gaan ons na die Here toe met die diepste verwagting dat hy ons ingewag het toe ons hier aangekom het. Here ons God, dit is vir ons regtig 'n voorreg om midde in 'n baie besige tyd vir baie mense. Vir jong mense is dit eksamentyd, vir studente op ons dorp, vir diegene in hulle werksomgewing is hierdie kwartaal 'n redelike vol kwartaal. Dis 'n kwartaal wat ons terugkyk op met vele lang naweke en wat nie ons werksdruk verminder nie. En juist dan is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om as u mense, u volgelinge, u geliefdes hier te wees. En Here, dan wil ons u regtig ter harte neem as u ons nooi tot 'n lewe van 'n anderste soort geluk. 'n Geluk wat net deur u moontlik gemaak word en wat vir ons begin op die punt wanneer ons doelbewus alles wat ons het, alles wie ons is, alles wat ons behoeftes is, ondergeskik stel aan wie u in ons lewens is. En ons noem dit, en ons praat daaroor en dink daaroor as afhanklikheid, om regtig te sê sonder God kan ek niks. Dan sien ons die prentjie ook hoe ons self as lote aan u verbind is. En dan kyk ons op en sien ons hoe u na ons kyk. Met verwagting dat ons sal groei, vrug dra en dat ons iets van u lewensvreugde, u andersheid op 'n manier sal leef. Dankie o Gees van God dat u hier vir ons inwag om vir ons te seën met u goedheid. Goedheid wat ons net kan verstaan as ons aan u kant en van u kant af na die lewe kyk. Ons vra en bid dat u vir ons vanaand ook verder sal help, verder u woord sal oopbreek, sodat ons verhouding met u kan verdiep. Dit bid ons in die heilige naam. Amen. Ekskuus tog. Die 83 vertaling vertaal Matteus 5 vers 6 soos volg: Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig wees. Mens kom agter elke keer is dit so leidraad wat gaan vir jou gelukkig maak en dan gee die Here 'n wonderlike belofte daarmee saam. 'n Belofte wat op 'n manier dit vir ons moontlik maak om gelukkig te wees. En ek wil nou getrou aan die vorige aande wil ek net so 'n bietjie die skema weer vir ons wys waarmee ons begin het Sondag aand, die begin van die seën, die poort as te ware waardeur ons die gelukkige lewe tegemoet loop, is wanneer ons besef dat ons regtig nie sonder God kan nie. Ons besef van afhanklikheid van God. Gisteraand het ek ook so terugverwys na Maandag aand, waar een van die gevolge is, hier gebeur iets in my binnewêreld. Party mense noem dit spiritualiteit. Ek treur oor die stikkende lewe.
En ons het mekaar herinner daaraan. Dit beteken dat ons as gelowiges eintlik die lewe baie ernstig opneem en baie realisties leef. Ons kyk die lewe met sy hart uit vierkantig in die oë, met die wete, God wil dit heel maak. God wil dit omdraai. God wil dit beter maak. En hy nooi ons saam. En dan, een van die gevolge na buite toe is dan wat ons gisterand na gekyk het, is om met sagte moed te leef. Om getem te wees deur God. Om onder sy leidende hand te leef. Onder sy beheer te leef. En dan daai pragtige belofte, wat ek nou nie daar op die skerm het nie, dat ons die aarde sal ontvang. Wonderlike belofte, dat die Here vir ons eintlik sê, dan sal ons iets van die nuutheid van sy skepping beleef, sommer in die kleine. En dan nou vanaand, weer so 'n bietjie na binne toe, wat gebeur na binne, wanneer God hierdie uitnodiging tot my rig, en dat ek daarop antwoord, is dat by my kom 'n honger en 'n dors na dit wat reg is. Dis iets wat in my binneste gebeur. 'n Smagtende verlange na dit wat reg is. Ek dink tog dat die 2020 vertaling dit vir ons beter vertaal. Dis nou 'n gevaarlike ding om te sê, ek is nou nie so Grieksvaardig dat ek nou 'n mede-vertaler was nie, maar ek dink tog, as ek terugkyk na ander vertalings, Engelse vertalings, die ou 53 vertaling wat van die ouer mense baie goed sal ken, dan is daar een ooreenkoms, en dit is dat die Griekse woord dikaiosine is vertaal as geregtigheid. En ek dink dis nogal belangrik. Dis asof mens dadelik onder die indruk kom, dit gaan oor veel meer as maar net om te onderskei tussen reg en verkeerd. Natuurlik sluit dit nie uit nie. Maar geregtigheid verteenwoordig eintlik iets groters, as maar net die keuse tussen reg en verkeerd. So ek is dankbaar vir, en ek wil tog julle aanmoedig, die wat slimfone gebruik, daar's letterlike gratis toepassing, en ek sien nou besig om kommissie of ekstra inkomste te verdien nie, dis gratis. Die Bybelgenootskap het 'n gratis toepassing op wat jy kan aflaai met hierdie 2020 vertaling. Eintlik al 5 Afrikaanse moontlikhede. Daar's so 22 opsies. Maar dis 'n pragtige vertaling. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou ja, ek moet nou sê, ek kon nie anders nie. Dit het nou vanoggend op 'n snaakse manier met my gebeur. My ritme vir die dag is, saam met die eerste koffie, dan gaan ek op Netwerk 24, dan lees ek die burger op die internet soos wat hy daar is, bladsy vir bladsy. En nou goed, ek lees baie keer net opskrifte, want van die retoriek is maar dieselfde goed. Mens raak sekere karakters in ons land, mense het nou al genoeg gelees van hulle nonsens, maar vanoggend het daar nou weer met by 'n kostelike ding gebeur, en ek sal nou vir julle 'n prentjie daarvan wys. Maar ek het teruggedink vanuit vanoggend se lees van die koerant na my kinderjare. En ek gee nou glad nie vir die generasie dominees van daai tyd enigsins die skuld nie. Hulle het baie goeie werk gedoen, en ek betwyfel dit nie. Maar op 'n manier het ek seker in my onvolwassenheid as kind oor Christendom gedink dat jy eintlik so twee lysies kry tot jou beskikking. Ek weet nie of van julle dit ook so gehad het nie. Die een lysie se opskrif was moenie, en die ander lysie se opskrif was dit moet jy. En ek het regtig vir 'n baie lang tyd in my lewe gedink dis waaroor lidmaatskap van 'n gemeente, van die kerk, Christendom eintlik maar op neerkom in praktyk. Dat 'n mens moet net heeltyd kan onderskei en weet wat ek nie mag doen nie, en dan onderskei wat ek maar mag doen of behoort te doen. Ek sal nooit vergeet nie, toe in ons kerk die herbesinning van die gebruik van nagmaal byvoorbeeld gebeur het. Was ek 'n jong dominee in Goodwood, en ons besoek die gemeentelede met so 'n pamflet, van ons kollegas, julle sal dit onthou, en ek onthou oom het vir my gesê,
Nou was die vorige reëling dan verkeerd gewees. En ek sê vir hom, nee oom, ek dink net ons het nou bietjie meer lig op die saak gekry. Want mens kan eintlik maar dink godsdiens of Christendom gaan oor hierdie twee goed. En jy moet net dit in balans hou en jy moet net daai lysie moet jy mooi op datum kry. Maar wat nou vir my kostelik was vir oggend, ek moet dit met julle deel. Ek lees elke oggend hierdie deel in die Burger, 50 jaar gelede. Nou julle gaan ek kon nou nie anders as om bietjie te lag vir oggend en dis nou regtig nie. Ek kom van die Noord-Transvaal af, so hulle moet dit nou maar vat. Dit is nou maar die mense waar ek vandaan kom. Maar 50 jaar gelede, 1 Junie 1972, het die Burger berig die volgende: 'n pamflet wat teen die gevare van dans waarsku, gaan onder die jeugdiges versprei word, het die Noord-Transvaal Synode van die NG Kerk in Pretoria besluit. En dan hierdie ontsettende besondere sinnetjie. Die pamflet is die gevolg van jarelange ondersoek deur 'n kerklike kommissie. Ek wil nie eers sê waar my gedagtes oral gedraai het nie. Ek het nogal gewonder, nou hoe het hulle dit ondersoek? Waar in Pretoria was hierdie kommissie van ondersoek nou oral gewees? Ek dink ten minste op die kampus. En ek wil nie die spot dryf nie, maar ek wil dit tog sê, want dit net om die punt tuis te bring, om te honger en te dors na geregtigheid, gaan oor groter sake as om te onderskei of daar sonde is of nie. Nou ons lag nou daaroor, maar ek en 'n vriend van my kollega sê nou die dag vir mekaar, ons moet daarom mooi dink hoe ons nou optree en hoe ons synodes hou en hoe ons allerhande goed doen. Want oor 50 jaar, as die Burger nog bestaan, gaan daar teruggewys word na hierdie jaar of na volgende jaar en sê, kyk wat het hulle alles besluit. Ek hoop julle kry die punt. Dit gaan oor veel meer as maar net om te onderskei tussen reg en verkeerd. Dit gaan oor 'n dieper saak, dit gaan oor 'n omvangryke saak en ek dink as ek vanaand net kan vra gou in jou gedagtes, wat is die grootste saak wat Jesus op die tafel sit toe hy op aarde gekom het? Wat was die saak waaroor hy gepraat het? Wat kan groter wees as dat Jesus gesê het, die koninkryk van die hemel het naby gekom? Wat kan groter wees as Jesus wat in sy liggaam dit kom wys en sê, in my optrede, in my doen en late gaan ek vir julle wys, die koninkryk van die hemel is hier. Die hemel het op 'n manier na die aarde toe gekom in Christus. Ek dink nie daar's 'n groter saak nie. En as ons regtig wil honger en dors na dit wat reg is, of soos korrek vertaal, geregtigheid, dan dink ek gaan dit wees dat ons iets moet snap van, dit gaan oor 'n innerlike versigtiging, 'n hongerte in my, vir wat in God se gedagtes leef, oor menswees, oor die wêreld, oor sy skepping, en dit alles. En mens hoor dit eintlik deur die loop van die geskiedenis. Ek het nou nie die teksgedeelte vir julle opgesit nie, maar teken dit aan, want ek het vir julle mos nou al 'n paar keer gesê, hierdie ontmoeting moet lei tot nog goed. Dis my gebed, dis my wens. Maar in 1 Konings 3, ek wil vir julle net 'n stukkie daarvan lees, is daar 'n aangrypende gebeure. Dawid se koningskap word oorgedra aan Salomo. Wil jy net iets wys van hoe ver terug lê hierdie groter saak van God op sy hart? En dan lees ons hoe die Here in 'n droom met Salomo in gesprek gaan. En dan sê die Here vir hom, hy gee vir hom die kans, en dan sê God vir hom, jy het nou die kans om vir my te vra wat jou hart begeer, wanneer jou koningskap begin. Sê vir my wat jy wil hê. En dan hierdie aangrypende ding wat Salomo sê, gee aan u dienskneg 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir u volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad, want wie kan reg spreek oor hierdie veel eisende volk van u?
'n hart wat luister. Iemand wat kan onderskei. En dan kom die reaksie van die Here aangrypend. Dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo juis dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie, nie vir jouself rykdom gevra het nie, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het, om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, sowel rykdom as eer, sodat solank jy leef, daar onder die konings niemand soos jy sal wees nie. En dan sê die Here baie belangrike ding vir Salomo. As jy my paaie volg, soos jou vader Dawid, deur my vaste voorskrifte en gebooie na te kom, sal ek aan jou 'n lang lewe gee. Dit maak God se hart bly, as hy sien dat sy kinders honger en dors na dit wat in sy oë aanneemlik is. En dan vat hierdie verhaal uit die Ou Testament my eintlik na dit wat Jesus op 'n keer gesê het. En wanneer het hy dit gesê? In sy bergpreek nogal van alle plekke. Matteus 6 vers 33, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ons het, ek dink, so jeugsangmiddel liedjie ook. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis asof Jesus teruggryp na Salomo, daai droom van hom. Soek allereers, maak dit jou prioriteit, honger en dors na geregtigheid, wat Jesus dan hier beskryf as die koninkryk van God. Ek wil dit saamvat. Wat beteken hierdie belangrike begrip? Ek dink dit verwys in die eerste plek direk na dit wat in God se hart leef. Geregtigheid is God se hart geopenbaar in ons. Geregtigheid is dit wat vir God aanneemlik en goed is. Wat in sy oë is dit wat hy wil sien gebeur. Dit wat hy as koning, as heerser in sy koninkryk, van sy burgers, van sy onderdane verwag. En natuurlik sluit dit dan ook 'n onderskeid tussen reg en verkeerd in. Dit onthef ons nie, dit word nie so groot saak dat ek nie by punte moet kies tussen reg en verkeerd nie. Natuurlik moet ons dink oor reg en verkeerd. Natuurlik moet ons as dominees ook in ons prediking soms kan uitwys, dis verkeerd en dis reg. Dit sluit ook nie sosiale geregtigheid uit nie, dit sluit dit juis in. Want as God oor sy koninkryk dink, as dit sy hart openbaar, soos ons in Jesus gesien het, dan gaan dit daaroor dat dit ook om ons 'n geregtige wêreld moet wees. Duld God nie onreg nie. Duld God nie magsvergrype nie. Kan God dit nie verdra dat mense mekaar vertrap nie, op watter manier ook al nie. Natuurlik gaan dit hier oor dat God nie wil sien dat ons eie geregtig sal raak nie. Weet julle, en dit weer eens, dit gaan al terug na die Ou Testament toe. As geregtigheid gaan oor God se koninkryk, sy wil vir die mensdom, sy goedheid en guns, as jy wil, dan sien mense dit al hoe dit ingebou is in die wette van destyds. Waar dink julle kom welsyn vandaan? Die versorging van mense. Dis nie 'n nuwe ding nie, dis nie modern nie. Dit gaan so ver terug, soos weduwees, vir wie daar 'n vangnet was, wat genoem is die lossingsreg, dat die skoonfamilie moes sorg dat sy kon voortgaan, dat sy weer beskerm, dat sy weer versorg en sekuriteit kon hê. Ek gaan nou nie vanaand te veel daarop ingaan nie. Maar destyds al het die Jode besef, die mense wat die kwesbaarste is in die samelewing, is die mense wat vir God na in die hart lê. En hulle het letterlik wette daaroor geskryf, want dit het God behaag. So ons moet nie dink dit sluit dit uit nie, hoegenaamd. Maar wat vir aangrypend is toe Jesus
oor dit gepraat het wat vir die Jode eintlik 'n beskrywing was van hulle lewe voor God, die 10 gebooie, toe som hy dit so bekend op. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So geregtigheid in Nuwe Testamentaal is deur Jesus so saamgevat. Geregtigheid in Ou Testamentaal is eintlik 'n manier om te sê leef naby God, wees gehoorsaam. So eenvoudig soos dit. Ek onthou my eie lewe het 'n ouer persoon vir my een keer gesê, jy kan net regtig gelukkig wees as jy binne die wil van God leef. Jy kan net regtig gelukkig wees as jy binne die wil van God leef. Die keuses wat ek maak, hoe ek dink oor die lewe. En daarom vra dit 'n totale gehoorsaamheid van my. En Jesus beskryf dit in hierdie bergpreek as 'n honger en dors. Jesus het mos 'n manier gehad dat hy goed so prakties maak. En wie van ons weet nie goed presies hoe dit werk as jy regtig honger is nie. Jy wil so gou as moontlik daai honger stil, of as jy regtig dors is nie. Asof Jesus wil sê, jy moet 'n aptyt kry vir God se hart, vir wat op sy hart leef, wat in sy hart leef. Jy moet 'n aptyt daarvoor ontwikkel. Dit moet 'n hongerte in jou wees. En hierdie hongerte moet jou bring op 'n punt waar jy sê, sonder God, sonder sy woord kan ek nie. Nou so 'n bietjie op 'n ligter noot, maar tog met 'n dieper gedagte. Wie onthou hierdie advertensie? Dis die van die ouer mense, die jonger mense sal dit nie ken nie. Onthou julle dit? Nou praat hulle van organiese hoenders. Jy koop dit by hierdie spesifieke winkels. Ek gaan nou nie name noem nie, maar wat was die geheim agter Farmer Brown? Hulle smaak so lekker. Want hulle eet so lekker. En ek bedoel dit nie spotternerwys nie. Hulle het hierdie advertensie gesteel by Jesus. Afgekyk by hom. Want as hy sê, geseënd is jy as jy honger en dors na geregtigheid. As jy 'n aptyt het vir God se woord en God se leringe en Jesus se beliggaaming, sy eintlike lewenswyse wat sê dis hoe dit in die koninkryk werk, dan sal jou lewe ook anders smaak. Want jy eet so lekker. Jy eet die kos wat vir jou regtig voed. Toe Jesus by 'n put sit by 'n Samaritaanse vrou, Raai het so tydjie terug aangrypend daaroor gepreek. Toe sê hy vir haar, ek sal vir jou water gee wat jou dors vir altyd sal les. Honger en dors na dit wat in God se hart leef. Dan sit van so aangrypend as Paulus later hieroor skryf, en ek begin nou afsluit in Filippense 3, en ek gebruik weer die 2020 vertaling. Aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. Die 83 vertaling sê dis eintlik 'n wens, 'n gebed wat Paulus bid dat ons al hoe meer sal vernuwe na die beeld van God. Connie Burger van dit mooi saam. Afhanklikheid van God open nie alleen ons oë vir die gebrokenheid van die lewe nie, om te treur nie, maar dit skep ook in ons 'n diep begeerte dat dit anders sal wees. Daar word 'n honger en dors na God se reg. Dit wil sê 'n situasie waarin hy tot sy reg kom. Daai honger word in ons lewens gebore. Ons moet elke dag begin met die gebed van ons hart. Here, mag U in my tot U reg kom. Mag U deur die Gees in my tot U reg kom. Nie andersom nie. En nou 'n stukkie hersiening. En ek dink nou as jy nou van die jong mense sou gesit het, maar hulle skryf eksamens,
kan mens nou eerlikwaar vra, maar hoe kry ek dit reg? Hierdie lewe wat Jesus aanbied om gelukkig te wees, hoe kry mens dit reg? Is dit nie te veel gevra nie? En ek het net een stukkie raad. Dis om te besef dat daar 'n groot verskil is tussen probeer en oefen. En ek sê dit te dankie aan 'n vorige kollega wat hierdie ding vir my geleer het. Daar's 'n groot verskil tussen probeer en oefen. Onthou julle nog? Dis nou, ek praat nou met Wesse mense. Wat as jy iets probeer, wat doen jy? Jy kyk of dit vir jou lekker is, nee. Jy gee dit so eerste kans. Christendom is een van daai goed wat jy nie probeer nie. Die Engelse woordspeling is trying versus training. Om iets te probeer, jy probeer skielik 'n stokperdjie. En as dit nie vir jou werk nie, as jy dit nie reg kry, dan los jy dit. As jy ja sê vir die uitnodiging van Jesus Christus, dan teken jy vir 'n oefenprogram. Dan los jy probeer agter jou, dan bestaan dit nie. Dis inoefen. Here, ek het gefaal vandag met daai honger en dors na U. Maar ek sien 'n oefenprogram. Here, ek het agtergekom die afgelope week het ek so bietjie fikser geraak. So dit gaan by tye makliker. Want my asem is so bietjie langer. Dit raak nie so gou kort nie. Daar's 'n groot verskil tussen probeer en oefen. En ons is genooi om te oefen. Ek sluit af. Daar's 'n wonderlike belofte. As mens met hierdie honger begin leef, dan gaan jy by 'n punt van versadiging kom. Nie om te sê dis 'n eindpunt nie. En niemand het dit mooier gesê as Augustinus nie. Waar hy hierdie gebed vir ons nagelaat het. Waar hy vir die Here sê, "You have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you." Wanneer ek hierdie honger en dors by God bring, dan versadig hy dit. Dan maak hy dit volledig. En daarom, vriende, ons moet eerder streef na vervulde lewens as vol lewens. Ons kan minder in ons dagboeke inskryf. Ons kan ons lewens 'n bietjie leer maak en dit eerder regkry om vervulde lewens te kry. Want dis wat versadiging, dink ek, vir ons behels. Mag die Here julle seën in hierdie soeke en hierdie honger en dors. Amen. Ek dink tog dit sal goed wees as ons vanaand, omdat dit so bietjie op 'n persoonliker manier by mense aankom, dat ons in stilte, en ek gaan letterlik dat niemand bekommerd raak dat ek iewers nou aan die slaap geraak het of iets anders gaan doen het nie, gaan ek dit aan tyd koppel. So ek gaan so 2 minute van absolute stilte op my horlosie dop hou. En dis 'n kans om te ontmoet met die een wat vir jou gewag het vanaand.
Ja, Here, ons het vroeër vanaand gesing dat u woord is soos 'n tweesnydende swaard wat kan skeiding bring tussen kwaad en goed. Ons het ook gesing dat u ons skuld vergewe sodat ons kan voluit lewe. Ja, wanneer ons honger en dors na geregtigheid, dat u dit in genade vir ons ook wil gee. En dan wil ons dit net erken voor u hardop. Daarom alle eer aan u, ons Here, wat bo verwagting, bo gebede vir ons u vrede gee. Dankie dat u die een is wat ons werklik versadig. Soos dat u en soos wat ons Sondag aan 'n nagmaalstafel daai versadiging sal beleef deur u liggaam en u bloed. En mag ons u vreugde en die geluk juis smaak terwyl ons smag na u. Amen. Vriende, net die gebruikelike goeie nuus is dat daar gaan vanaand, dit is nie goeie nuus dat daar nie sop en brood is nie. Dit is goeie nuus dat daar 'n alternatief is. En eie reg Suid-Afrikaans, boereworsrolle. Ek weet nie of julle Kaapenaars praat ons van smoortjies, daar in die Wes-Transvaal praat ons van seshebo. Ek glo hulle dan so ietsie daarby ook. So, en dit is nog steeds gratis en verniet. Ek wil julle herinner, môre aand, vrouens is mos baie sensitief en hulle het vir my herinner dat ek net ter wille van die gemeente se harmonie en vreugde moet sê, daar's nie môre aand etes nie, in die vorm van kos nie, dit tel nie as kos nie. Ek weet nie wat se donut in Afrikaans nie, dis 'n deegbolletjie, nee, so iets, oliebol. Ek hoop nie dis te olierig nie, maar daar gaan môre aand in verskillende formate oliebolle wees saam met koffie en tee. Anders bekend as donuts, vir die mense wat nou nie weet wat 'n oliebol is nie. Goed. Maar dit beteken, dit tel nie as ete nie. Julle moet self kos voorsien. Ons gee nagereg, dis die einde van die Pinksterreeks. Goed. Die tema gaan wees barmhartigheid is om na God te aard. So dis waarby ons môre aand stil staan. Dan wil ek net laastens sê, onthou die deurkollektes, ons gee dit vir twee belangrike sake, Bybelverspreiding, sowel as die winterhoopprojek. Hier's 'n groot behoefte steeds aan 'n klompie sake waarvoor ons kan gee, en dat julle sommer net by die deure of binne in die saal dit vir ons ook op so 'n manier in die donasiehouer sal plaas. Goed, ons sluit af met daai bekende lied 308. Ons gaan daarvan sing vers 1, 3 en 5. En dis eintlik 'n lied waarmee ons 'n kans kry om te antwoord ook. Hier lê 'n antwoord opgesluit in hierdie lied. So kom ons staan en sluit daarmee.
Ek wil vanaand vir julle weer iets gee wat ek vir julle met julle gedeel het. As julle vir my net die skerm weer sal aansit. Pragtige aanhaling van Johannes Calvin. Ek dink ek het dit by Hemelvaart. Ek kan nou nie onthou nie. Ek het nou so klomp preke agter mekaar dat ek nie seker is wanneer ek dit gebruik het nie, maar dit is 'n kosbare en ek wil hê jy moet dit so 'n bietjie net ontvang voordat ek die seën vir jou toebid. Waar Johannes Calvin blykbaar gesê het, the name of Jesus is not only light, but also food. It is also oil, without which all food of the soul is dry. It is salt, without whose seasoning whatever is set before us is insipid. Finally, it is honey in the mouth, melody in the ear, rejoicing in the heart, and at the same time, medicine. Every discourse in which his name is not spoken is without savor. Het is my wonderlik om te dink as ons honger en dors na God, dat hy dit vir ons met smaak beantwoord. En daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die nabyheid van sy Gees met jou wees, persoonlik daar waar jy op jou lewensreis is. Amen.